24 Augustus. Dank God elke dag vir die kruis. Genade en reg ontmoet mekaar by die kruis. Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede kus mekaar. Psalm 85 vers 11. Geregtigheid en genade was afsonderlik. Hulle het mekaar teëgewerk. 'n groot kloof het hulle geskei. Die Here, ons Verlosser, het sy godheid met mensheid beklee en namens die mens 'n karakter sonder vlek of rimpel tot stand gebring. Hy het sy kruis halfpad tussen die hemel en die aarde ingeplant en daar 'n aantrekkingspunt van gemaak wat wedersyds uitreik en beide regverdigheid en genade oor die kloof trek. Daar het een wat aan God gelyk is, die straf vir alle onreg en sonde gedra. Heeltemal tevrede het regverdigheid met ons sag voor die kruis gekniel en gesê, dit is genoeg. Die offer wat vir ons gebring is, begunstig ons. Die sondaar wat deur die krag van Christus uit die bondgenootskap van die sonde weggetrek word, kom hom voor die verhoogde kruis verneder. Dan is daar 'n nuwe skepsel in Christus. Die sondaar word gereinig en gesuiwer. 'n nuwe hart word aan hom gegee. Heiligheid het niks meer te eis nie. Die verlossingswerk betrek gevolge wat 'n mens moeilik kan begryp. Aan die mens wat gelykvormigheid met God nastreef, moet hemelse skatte gegee word, oortreffende krag wat aan hom 'n hoër rang verleen as sondelose engele. Die stryd is verby, die oorwinning is behaal. Die stryd tussen sonde en geregtigheid het die Here van die hemel verhoog en die heiligheid, genade, goedheid en wysheid van God voor die geredde mensdom, voor die sondelose wêrelde en voor al die bewerkers van ongeregtigheid bevestig. Christus aan die kruis was die middel waardeur goedertierenheid en trou mekaar ontmoet en geregtigheid en vrede mekaar gekus het. Die grootheid van hierdie gawe sou vir tyd en ewigheid aan die mensdom rede gee vir danksegging en lofbetuiging.